Goeiedag. In Lukas 24 van vers 36 af lees ons: Terwyl hulle nog besig was om oor hierdie dinge te praat, staan Jesus self tussen hulle en sê vir hulle: Vrede vir julle. Verskrik en beangs het hulle gedink dat hulle 'n gees sien, maar hy sê vir hulle: Waarom is julle ontsteld? En waarom kom daar twyfel in julle harte op? As jy vir 'n, sê nou maar 'n 6-jarige sou vra hoe 'n motor werk, sal hy of sy dalk motorgeluide maak en sê hy of sy ry op die pad. Dit is waar, maar dis nie die antwoord nie. Die intieme werking van 'n binnebrand engine is buite die begrip van 'n kind. Buite die begrip van die meeste volwassenes ook maar, om eerlik te wees. Vra daardie vraag aan 'n kind van so 500 jaar gelede, en hy of sy sal geen idee eers hê van wat 'n motor is nie, wat nog te sê hoe dit werk. Die disippels was nie anders as so 'n kind van 500 jaar gelede nie. Jesus het gesê dat hy uit die dood opgewek sou word. Hy het dit verskeie kere gesê, en hulle het gesien hoe dat hy vir Lazarus uit die dood opgewek het, sowel as die weduwee se seun en 'n dogtertjie. Maar in daardie gevalle het Jesus aan die dooie persoon geraak en hom of haar weer lewend gemaak. Wie sou dit dan nou vir Jesus doen? Hulle het hom geglo, maar hulle het eintlik geen idee gehad van hoe dit sou gebeur nie. Toe Jesus uiteindelik aan die 11 apostels verskyn het, het hy hulle berispe weens hulle gebrek aan geloof. Die engel het vir hulle instruksies gegee, maar omdat hulle nie geloof gehad het nie, het hulle nie die instruksies gevolg nie. Hulle het eerder agter geslote deure weggekruip uit vrees vir Jesus se vervolgers. Dit was eers nadat Jesus self 2 keer aan hulle verskyn het en vir hulle die merke aan sy hande en sy sy gewys het, dat hulle die instruksies van die engel by die graf op Paasondag gevolg het en na Galilea vertrek het. Maar toe hulle daar kom, keer hulle maar terug na hulle ou beroep. Hulle gaan visvang. Eers nadat Jesus weer aan hulle verskyn en met 'n wonderwerk hulle net so vol vis laat word het, dat hulle dit nie in die bootjie kon insleep nie, toe het hulle geglo. Toe kon Jesus vir hulle die opdrag gee: Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. Toe het hulle in beweging gekom. Geloof in Jesus Christus verander ons lewens. Dit gee ons hoop vir die ewigheid en liefde vir die mense rondom ons. Maar geloof moet ons ook beweeg. Wat is jou volgende stap? Miskien is dit om by 'n klein groepie gelowiges aan te sluit, om in mekaar se lewens in te bou. Miskien is dit om God met jou finansies te vertrou. Miskien is dit om jou geloof met jou kollega of buurman te deel. Maak nie saak hoe jy dit doen nie, maar vind 'n manier om aan die wêreld aan te dui dat jy glo en 'n lewe het wat deur Christus verander is. Kom ons bid saam. Liewe Vader, dankie dat geloof in U nooit te vergeefs is nie. U sal doen wat U sê. U sal doen al begryp ons baie keer nie. Gee my die krag om te doen wat U my roep om te doen. My lewe is deur Christus verander en ek wil hê die wêreld moet dit sien. Amen.